Baie dankie hoor. Ja, Vadersdag, wat 'n wonderlike dag. Wie het nog nie ijskriem gekry vanmôre nie? Nee broers, hoorie so, ons moet mooi praat, hoor. Nee, die eerste ding wat jy kry is 'n ijskriem in die bed op 'n Vadersdag. So die dames sal moet 'n bietjie gaan restituisie doen by die huis en 2 ijskreams gee. Is dit nie liewer Smarties? Nog smart, ja, nog beter. Nog beter. Mense, ja, van my kant af 'n baie gelukkige Vadersdag. Pa, wil jy nie jou seun of jou dogter styf teen jou bors vasdruk? En vir daardie kind sê, my kind, ek waardeer jou. Ek is so lief vir jou. Ek is so bly, jy is my kind. Amen. Lorraine gaan vir ons open met gebed, asseblief Lorraine. Hemelse Vader, wat 'n voorreg om vanoggend in U goddelike teenwoordigheid te kan wees. Ons besef vanoggend ons afhanklikheid van U. Here, daar gaan oor baie sensitiewe sake vanoggend gepraat word. Maar dankie dat ons kan weet, U gaan saggies met elke stikkende mens werk. Ons wil ook nie nalat om net vanoggend te sê, baie dankie vir al die wonderwerke wat U al in mense se lewens bewerkstellig het nie. Aan U kom toe die lof en die eer en die aanbidding. Amen. Baie dankie Lorentjie. Baie dankie. Lorraine kom nou terug. Vriende, wat 'n wonderlike voorreg om vanmôre hier die woord van die Here te kan bedien met die wete dat die Heilige Gees in ons midde is. En dat die Heilige Gees belangstel in jou soos wat jy vanmôre in hierdie gebou sit. Jy wat aanlyn kyk, die Heilige Gees, die Here stel belang in jou. En hy wil jou ook aanraak van die beginoomblikke van hierdie diens af. Ek wil vanmôre met u praat oor die volgende: ervaar vryheid, healing, of dan die Engelse woord wholeness en seën. Freedom, wholeness and blessing. Ek wil hê, vriende, voordat ek begin met my boodskap, u moet vandag een ding verstaan en dit vir altyd onthou. Die evangelie is kompleet. Daar is niks wat niemand verder kan bydra tot die evangelie nie. Jesus het alles gedoen wat moontlik is vir jou en vir hom, sodat ek en jy vryheid kan hê, healing kan hê en sy seën kan ervaar. Daar is net een persoon, vriende, wat vir jou en my vryheid, healing of dan wholeness, wholeness is 'n baie meer beskrywende woord, die Engelse woord, en seën kan bied, en dit is Jesus Christus. Dit is waarvoor hy aan die kruis vir jou en vir my gesterf het. Dit is die begeerte ook van die Here, dat elke mens vryheid, healing en seën in hulle lewe sal ervaar, elke dag, nie net nou en dan nie. Wat beteken die vryheid wat die Here vir ons as mens wil gee? Dit beteken vryheid van gebondenheid. Met ander woorde, ek hoef nie meer emosionele bagasie saam met my te dra nie. Ek sleep nie meer kettinge van enige pyn saam met my nie. Nee. Ek is nou vry van straf.
Weet die mense sê so maklik, die Here sal jou straf. Ons is vry van straf, mense. Die Here het ons vrygemaak. Die dag toe ons sê, Here, ek aanvaar U as my saligmaker, het die Here ons vrygemaak van straf. Want Christus het my sonde weggeneem. En ek is nou ook vry van alle skuldgevoelens. Dink mooi wat ek sê. Vry van skuldgevoelens. Die meeste mense wat in 'n sielkundige se kantoor beland, in 'n psigiater se kantoor of in 'n dokter se spreekkamer, is as gevolg van twee goed: vrees en skuldgevoelens. 80%. 80%. Wat 'n voorreg om te kan sê, Here, U het my vrygemaak van al hierdie goed. Nou mense, sommige mense kan bindinge in hulle liggaam hê. Ons lees in Lukas 13 vers 11. En daar was 'n vrou wat 'n gees van krankheid 18 jaar lank gehad het. En sy was in mekaar getrek en glad nie in staat om te loop nie. Mense, dink jouself, jy's aan mekaar getrek. Jy kan nie loop, jy kan nie regop kom. Jy kan loop, maar jy kan nie regop kom vir 18 jaar. Dink aan die pyn en die ellende en die smart wat hierdie vrou deurgegaan het. Een woord, sy is genees. Een woord en sy is genees, en die Bybel sê, Christus sê, die Satan het haar 18 jaar lank gebind. Vry van bindinge. Geen mens hoef so lank aan bindinge onderworpe te wees, as ek dit so kan uitdruk nie. Dit is die enigste verwysing na 'n liggaamlike binding in die Nuwe Testament wat ek van weet. Ek het na die Grieks gaan kyk. Wat beteken vryheid verder, vriende? Vryheid beteken verder, ek is genees van alle vestings in my denke. Met ander woorde, verkeerde denke, onbybelse denke. Kom, ek noem 'n paar voorbeelde. Die Here gee nie om vir my nie. Hy is nie lief vir my nie. Ek sal dit nie maak nie. Ek sal nooit 'n sukses van my lewe maak nie. So baie goed wat ons mee loop, wat 'n vesting in ons denkpatrone is. Om vry te wees van vestings en vrees, van vrees. Vestings is verkeerde denkpatrone, onbybelse denkpatrone. Hierdie woord wholeness in Engels, hierdie woord, ek gaan nou my tale so 'n bietjie meng, ek gaan suiwer Afrikaans praat. Hierdie woord wholeness tikkel my al baie lank. U sien, die sondeval het veroorsaak dat die mens se gees, siel en liggaam benadeel is. It's a given, dit is so. Daarom het Christus aan die kruis gesterf, om weer vir die mens te herstel, om healing en wholeness in sy lewe te bring, en om hom te seën. Wat beteken wholeness? Dit beteken om kompleet gesond te wees na siel, gees en liggaam. Wholeness beteken om gezond te wees, om compleet gezond te wees na siel, gees en liggaam. Dit beteken in Engels to be sound, to recover from an injury or a wound, freedom from damage, defect, freedom from disease. Dit beteken, vriende, vrede met God. Vrede met myself. Vrede met my medemens. Wat 'n wonderlike voorreg. Dit beteken dat dit met my goed gaan.
in alle opsigte van my lewe. Besef u hoekom ek nou gesê het, die evangelie is kompleet. Jesus het gekom om die werke van die duiwel te vernietig, 1 Johannes 3 vers 8, die ou vertaling. Hy het gekom om die werke van die duiwel in jou lewe wat kyk deur die internet, in my lewe te vernietig. 1 Johannes 3 vers 8. Mense, geen mens kan holnis bring vir homself nie. Jy kan nie. In Grieks beteken die woord holnis die volgende. En u moet mooi luister, mense, jy kan weer na hierdie boodskap gaan luister. Jou hele wese is verlig met die heerlikheid van die Here. Jou hele wese is verlig met die heerlikheid van die Here. Dis wat holnis beteken. Dit beteken jy is deur en deur heel gemaak. Dit beteken om gered te word. Dit beteken om sterk te wees. Jesus kom by die bad van Bethesda. En daar lê 'n man wat 38 jaar verlam is. 38 jaar is hy verlam. In Johannes 5 vers 6 vra Jesus die volgende aan hierdie man, en ek haal aan uit die King James uit. Do you want to be made whole? Weet jy wat het Christus eintlik vir hom gesê? Kies jy om sterk te wees, jy wat verlam is, jy wat swak en siek en arm en ellendig is, jy wat depressief en hopeloos is, en in hierdie omstandighede vra ek jou vanmôre, wil jy sterk wees? Ek dink daai man het seker 10 voet in die lug opgespring sonder op sy bene te kom. Jesus came to this earth to relate to our humanness. Christus het na die wêreld toe gekom om hom met ons menslikheid te vereenselwig. Bottom line. Jesus nooi vanmôre, en wanneer jy ook kyk na hierdie uitsending, om jou pyn na hom toe te bring. Hoekom? Want hy is die beste geneesheer, die beste sielkundige, die beste psigiater, die beste dokter, die beste spesialis, wat nog ooit sy voete op hierdie aarde gesit het. Jesus. Wat beteken hierdie woord seën? Wat behels die seën van die Here? Dit is die Here se ja vir jou. Die Here se ja, se goedkeuring vir die mens, om gelukkig te wees. Die Engels, to cause to prosper, to show kindness. Die Here wil jou al sy goedheid bewys, elke dag van jou lewe, elke nag van jou lewe, elke oomblik van jou lewe, wag hy om sy goedheid aan jou en aan my te bewys. Jeremia 29, vers 11, ek wil net 'n bietjie water drink. Want ek weet, watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie. Om julle 'n hoopvolle toekoms te gee, dis wat die Here vanmôre vir ons almal wil sê. Die boodskap sê, ek weet wat ek vir julle in gedagte het. Ek beplan dat goeie dinge met julle sal gebeur en nie slegte dinge nie. Dit is in Jeremia se tyd.
Ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê. Kom ons wees eerlik. Daar buitekant is dit nie mooi nie. It's not a pleasure outside. Maar die Here wil hê dit moet met jou goed gaan. Mense, dit help nie om net die simptome van jou pynlike lewe te behandel nie. Ek wil jou uit die diepte van my hart vanmôre vra. Laat toe dat die Here by die wortels van jou pyn uitkom. Praat met iemand oor jou pyn, wat jou met God se wysheid en God se genade en God se genesing kan bedien. Goddelike genesing vir die mens is genade vanuit die hart van God self. Titus 2 vers 11 sê die volgende: God het sy goedheid aan alle mense bekend gemaak. Almal het nou die kans om sy verlossing te beleef. Almal het nou die kans om sy saligheid, sy genade, sy genesing, sy wonderwerke, sy liefde te beleef. Wat 'n wonderlike woord. Ek verduidelik kortliks wat berading behels. Berading word gedoen wanneer deur mense wat bereid is om deur die Here gebruik te word, om mense wat krisis en trauma in hulle lewe beleef te kan help, deur die genade en die krag van die Here. 'n Krisis is wanneer iets drasties verkeerd loop in 'n mens se lewe en hierdie persoon kan homself of haarself nie help. Hulle kan nie. Hulle is vasgevang in hierdie verskriklike krisis. Al wat hulle aan kan dink is hierdie geweldige krisis. Hierdie krisis wissel van 'n ligte krisis tot 'n lewensdreigende krisis. Beraders help mense om hulle gedagtes te orden. Ons help hierdie mense wat pyn aangedrewe is, om deur die genade van die Here genees te word en om hulle denke weer terug te bring na Bybels gefundeerde denke. Romeine 12 sê, word verander deur die vernuwing van jou denke, en dit is wat ons baie keer doen. Deur berading en prediking, wat gebeur? Ons doen die volgende. We help raise the standard of living to that of Jesus himself. Ons help om hierdie persoon se standaard van lewe op te lig na die standaard van Jesus se lewe. Mense, ek gaan nou 'n paar dinge sê en ek sê dit met al die liefde van my hart. Christus maak genesing maklik. Die kerk het dit moeilik gemaak. Genesing kom saam met die evangelie van Jesus Christus. Genesing is deel van die Nuwe Testament. Christus het mense genees sonder tierlantynkies. Ek en Lorraine sien dit so baie. Wanneer iemand voor ons kom sit en hulle gesig vertrek van emosionele pyn voordat hulle een woord sê, van verwerping, van depressie, van selfmoordneigings, selfmoordpogings, van teleurstelling en van bloedskande. Ja, bloedskande, ek het dit gesê, bloedskande. Pa, hoe kry jy dit reg? Ek vra jou in die naam van die Here vanmôre om jou eie dogter te verkrag op die ouderdom van 9 en 10, 11 jaar oud. Hoe kry jy dit reg?
en met haar seks te hê vir 4 en 5 jaar voordat jy uitgevang word. Die wet sê jy hoort in die tronk. Daar's genade by Christus vir jou. Dierbares, jy bedien hierdie mense met die liefde, die genade en die genesende krag van Jesus. Dadelik. Hoe gouer hierdie mense met die liefde van die Here te doen het, hoe gouer hulle besef daar is hulp, daar is genade vir hulle, hoe beter is dit. Hierdie mense beleef, ek jong mense, 12, 14, 16 jaar oud, hulle wil liefde hê. Hoe gouer hulle met die liefde van die Here te doen het, hoe gouer hulle besef daar is genade vir hulle, hoe beter is dit. Hulle beleef 'n geweldige krisis, wat hulle soms dryf tot selfmoordneigings en selfmoordpogings. Daar's van die dogters wat vir ek en Lorraine gewys het, hoe ons het dit met ons eie oë gesien, dat hulle sny, hulle hele arm. Daar is dogters wat hulle op hulle bene sny, Lorraine het dit, die dogters het dit vir Lorraine gewys. Dit is die goed wat ek en Lorraine mee te doen het. En baie ander mense ook wat in die bediening is. Die enigste kwalifikasie wat jy vir genesing nodig het en redding is sonde en siekte. Mense wat erge krisis en trauma beleef, is kwaad vir die Here. Hulle sê dit vir jou reguit. Is kwaad vir hom. Kinders wat gemolesteer is kwaad vir hulle ouers. Omdat hulle niks gedoen het om daai kind te help nie. Ons het met dit te doen. Niks gedoen het om in te tree vir hulle kind nie. Hierdie kind verlang na ware opregte, vaderlike en moederliefde. Wat kry hulle? Niks. Nothing. Hulle kry dit nie by die huis nie. In baie gevalle. Mense wat geroep is deur die Here om met stikkende mense te werk, kan nie doen deur die son, kan dit nie son, kom ek begin van voor. Mense wat geroep is deur die Here om met stikkende mense te werk, kan dit nie doen sonder die volgende paar goed, die nommer 1 gebed. Hier is mense in hierdie gemeente wat vir ek en Lorraine bid, ek weet het, en vir die pastore, ek weet het, en ek dank julle uit die diepte van my wese. Ons het die liefde en die geduld van die Here nodig, om met hierdie mense te praat. Ek en Lorraine kry met rebelle te doen, hoor. Hy kinders sit daar, hulle wil nie daar wees nie. En dan wen ons hulle met een ding, met liefde en met geduld. Met goddelike wysheid. Jy het goddelike wysheid nodig. Deur die jare leer jy aan om listening skills te ontwikkel. Ek het baie vir mense gesê, ek het al geleer om op 3 vlakke te luister. Dit wat jy sê, dit wat jy nie sê nie, en dit wat die Heilige Gees vir my sê om vir jou te sê. 'n woord van wysheid, 'n woord van kennis, die gawe van geloof, mense. Jy kan nie speel met hierdie mens wat voor jou sit, wat 'n vingernaal se tik te ver is van selfmoord nie.
Jy moet hulle bedien met genesing, die gawe van genesing. Die krag van God moet werk. Ek sit eendag daar, en daai sien 'n stout pappie, jy kan dit in sy gesig sien, hy's 'n stout laitie. En ek begin bid vir hom, en hy kind begin te ruk. Hy sê, oom, ek weet nie wat gaan aan nie. Hy sê, oom, ek voel ek wil omval, maar hy sit. Ek sê, dis die krag van God wat op jou is. Nou, jy moet onthou, die skoolse reëls is, jy kan nie binne 'n armlengte van 'n kind afkom nie. Dis skoolreëls, jy mag nie. Daar is geen formule in die Nuwe Testament om te genees nie. Christus het baie onortodokse maniere gebruik om te genees. Hy het sy hande op baie mense gelê. Die man met die verdorde hand het sy hand uitgesteek en hy is genees. Die 10 melaatses is genees op pad na die priester toe nadat hulle met die Here gepraat het. Die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het aan die soem van sy kleed geraak en die krag van God het deur haar gevloei en sy is onmiddellik gesond. Hoeveel jaar? Jy moet die leiding van die Heilige Gees baie fyn volg. Jy moet fyn ingestel wees op die leiding van die Heilige Gees. Soos ek nou gesê het, as daar kinders voor jou sit, en hulle is op die randjie van selfmoord, as jy een verkeerde woord sê, loop hulle uit daai konferensie uit, en hulle gaan hang hulle self, of hulle gaan drink pille, of hulle maak hulle self dood. Wanneer jy met hierdie mense te doen het jy met hulle lewe te doen, vir solank hulle in jou teenwoordig is, solank hulle in jou teenwoordigheid is dit God se genade wat jou help. Jy speel nie strongman daar nie. Jy speel nie Superman en Supergirl daar nie. Daar is dit, Here, help my. Baie keer dan kom ons met goed tevoorskyn. Dan sê ek, Here, wat moet ek vir hierdie persoon sê, want ek weet nie wat om te sê nie, dan gee die Here my 'n woord van wysheid, en as ek dit sê, dan helder hy kind se gesig op, dan weet ek, dis die Here wat dit gedoen het, en nie ek nie. Dit is die realiteite wat ek en Lorraine mee te doen het. Ons sien hoe dat die krag van die Here deur sy Gees werk, en hoe dat die gelaat van hierdie kinders verander. Hierdie kinders wat soveel pyn het, dat het verander stelselmatiglik. Deur nie fyn ingestel te wees op die Heilige Gees nie, kan jy hierdie kind verloor. Forever. Dis verby. En groot mense ook. Make no mistake. Jy moet uitreik deur genade. En die Engels het 'n baie mooi woord, understanding. You must understand these people. Jy moet hulle verstaan waar hulle vandaan kom, al is hulle hoe verkeerd. Daar gaan geleentheid kom wat jy vir hulle gaan sê, of die Here doen dit in elk geval. Nou 'n uitstaande, as ek een uitstaande woord vanmôre kan noem wat te doen het met die Here se bediening, is dit een woord, en dis die Engelse woord compassion. Compassion beskryf die attitude van Jesus en die goddelike natuur van sy dade. Wanneer die Bybel praat van compassion, is dit nie net bloot 'n goedkoop emosie nie. Dit kom uit sy hart uit. Dit is sy goddelike omgee vir mense. Jy sê vanmôre, Nadia, ek is die slegste mens wat leef. Daar is nie 'n slegter mens op aarde as ek nie. Die Here het vir jou compassion. Hy voel vir jou, hoor wat ek vir jou sê.
Dit is Christus se persoonlikheid in totaliteit. Mattheus 14 vers 14, King James, and Jesus went forth and saw a great multitude and was moved with compassion toward them and he healed their sick. Die ou vertaling sê, hy het innig jammer vir die skare gevoel. Compassion beteken to feel sympathy, to feel empathy, to feel pity. Jy staan in daardie persoon se skoene. Jy voel sy gevoelens, jy voel sy hartseer, jy deel dat jy huil saam met hulle. Streng gesproke moet 'n beraader sterk wees en jy kan nie huil nie en jy moenie jou... Ek het eendag in trane uitgebars uit jammerte vir 'n mens wat voor ons gesit het. Was iets verskrikliks. Jy deel die hartseer, jy is in eenheid met sy en met haar pyn. In eenheid met hulle hart. Wanneer vind genesing plaas? Wanneer daar harmonie is tussen jou gees, jou siel en jou liggaam. Jy het geen pyn meer nie. Jy het vrede met God, jy het vrede met jouself, jy het vrede met jou medemens. Jy voel vry, jy het uit die tronk van pyn uitgestap. Die Here het jou genees, hy het jou verlos, hy het jou vrygemaak. Jy ervaar die seën van die Here in jou lewe. Lorentjie, jy kan maar na vore kom, hoor. Jy ervaar die volgende koninkryks, let wel, koninkryks emosies. Liefde, blydskap en vrede. Ek is terug. Ek groet julle vanoggend met Psalm 34 vers 18, 19 en 21 in die boodskap. Ek vra mooi vanoggend dat julle hierdie skrifgedeeltes, hierdie tekste julle eie sal maak. Want voor my vanoggend sit mensies met elkeen sy unieke probleem en seer en pyn en enige iets wat daar mag wees. So hoor wat sê die Here vir jou vanoggend. Hierdie is in die boodskap. As hulle hom, die Here, om hulp vra, red hy hulle uit al hulle probleme. Hy hoor as hulle na hom roep. Die Here is naby mense wat hartseer is. Hy gee mense wat moedeloos is, weer nuwe moed. Vers 21, hy beskerm sy kinders tot in die fynste besonderhede. Mag ek dit vir julle ook net lees in die Nuwe Lewende Vertaling? Wanneer mense roep om hulp, hoor die Here, uit al hulle moeilikhede red hy hulle. Die Here is naby die wat hartseer is. Hy help hulle wat geestelik stikkend is. Want die Here beskerm selfs elke been. Nie een van hulle bene sal gebreek word nie. Wat 'n belofte het ons hier vanoggend as kind van die Here. Ook julle wat hom nie ken nie, kan vanoggend op hierdie pragtige woorde uit die hart van die Here staat maak. Hy weet van jou. Sien, almal van ons gaan een of ander tyd deur pyn of seer. Sekere mense steek net hulle pyn beter weg as ander. Maar die vraag vanoggend is,
Wat doen jy met die geweldige pyn en seer in jou lewe? Jy wat met dit worstel, wat doen jy met dit? Dikwels wil ons nie oor hierdie geweldige pyn en seer praat nie, want dit is net te heavy seer. Ek wil nie daaroor praat nie, ek gaan met niemand daaroor praat nie. Jy steek die pyn in 'n hartkamer weg, waar niemand durf naby kom nie. Weet julle hoe is dit werklik? Jy draai jou hart met 'n doringdraad styf vas en jy begin bloei. Dit is met die kinders wat ons te doen kry, wat ons hierdie dinge sien. Nou gaan ek baie sensitiewe dinge sê. Miskien sukkel jy met die volgende: verkrachting of mishandeling wat aan jou gedoen is as kind, en jy sit as groot mens nog steeds met dit. Die seer van 'n pa en 'n ma wat weggeloop het toe jy 'n ou klein dogtertjie of 'n ou klein seentjie was. Die seer wat jy nog het van jou ouers wat geskei het. Het jy al vrede met dit gemaak? Het jy al met iemand daaroor gepraat? Het jy dit al vir die Here gegee? Die verlies van 'n mamma en 'n pappa wat gesterf het, toe jy nog 'n ou klein kindjie was. Miskien van 'n mamma en 'n pappa wat gesterf het terwyl jy al 'n volwassene was, en jy kan dit nie verwerk nie. Dan kom ons by 'n baie belangrike een, die verlies van 'n lewensmaat. Hoeveel mense sit ver oggend hier met die pyn van 'n lewensmaat wat jy verloor het? Die verlies van 'n kind. Hulle sê, dit is nie vir 'n ouer om 'n kind te begrawe nie. En hoeveel van is daar van mensies wat ver oggend met daardie pyn worstel? Jy sukkel met eensaamheid en alleenheid. Jy sukkel nog steeds om oor jou skeisaak te praat. Jy kan nie daaroor praat nie, en jy kan nie daaroor kom nie. Dan is daar die pyn van egbreek wat jy moet deurmaak. Die skuldgevoelens van 'n aborsie wat jy miskien in nood moes gedoen het of toegelaat het. Teleurstelling. Vanoggend vra die Heilige Gees vir jou, my kind, in wie is jy teleurgestel? Baie keer is ons in die mens teleurgestel, maar ook baie keer in God die Vader. Maar die Here verstaan dit. Hy verstaan dit en hy wil jou herstel. Dan kom daar die skok van 'n terminale siekte. En ons moet hierdie skok verwerk. En ons moet vir onsself bymekaar bring en vir onsself sê, ek aanbid die grootste geneesheer wat daar nog was. En ek weet, hy maak my gesond. Die lewe kan seer maak. Wil jy nie maar vanoggend 'n besluit neem om genees te word nie? Om te praat met iemand oor jou pyn? Dan wil ek vanoggend vir jou sê, daar is 'n verkeerde of 'n regte manier om pyn te hanteer. Die verkeerde een is, ek wil myself reg dokter. Dikwels word die woorde gebruik, tyd heel wonde. Ek wil vir jou sê, dit is onwaar. Tyd heel niks. Abba Vader, my Vader, jou Papa, wil jou suksesvol aanraak en genees. Jy het miskien al met baie mense gepraat
Jy was miskien al by baie beraders, maar wil jy nie vanoggend toelaat dat die Heilige Gees jou suksesvol aanraak en genees nie? Nou het ons 'n ander ding, opgehoopte pyn, waaroor ek nie praat nie, het gevolge. En wie van ons, ek gaan net 'n paar noem, jy probeer miskien dwelms of alkohol, om van jou pyn en jou seer weg te vlug, maar dis nie die antwoord nie. Jy ooreet jouself, of jy eet niks. Jy vlug na pornografie. Jy sny jouself. Baie keer as ons vir die kinders vra, hoekom sny jy jouself? Hoekom maak jy jou seer? Dan antwoord hulle vir ons, omdat wanneer ek my sny, is dit nie so seer soos die pyn hier in my hart nie. Dan sê Nardie gewoonlik vir hulle, onthou een ding, Jesus Christus het alreeds sy bloed vir jou gestort. Jy hoef nie met jou bloed te betaal vir jou pyn nie. Hy is daar om jou aan te raak. Dan het ons die ding waar jy in depressie val, want hierdie seer is so oneindig heavy, en jy wil dit met niemand bespreek nie, en jy wil niemand vertrou nie. Ek wil ook aanbeveel, gaan na iemand wat jy mee gemaklik is, wat jy kan vertrou, wanneer jy oor jou seer en jou pyn praat. Nou verval jy in depressie, as gevolg van die opgehoopte pyn in jou lewe. Jy dreig met selfdood. Jy wil nie meer lewe nie. Hoeveel keer het hulle voor ons gesit, en dan het hulle vir ons gesê, ek wil nie lewe nie. Ek wil net vinnige getuienis hier ingooi van 'n dogter, toe sy by ons instap, toe is dit 'n mensie wat die skouertjies hang, die ou gesiggie, sy wil nie vir jou in ons gesig kyk nie. Sy is anoreksies, sy kan glad nie vorder in die skool nie, sy sny haar, sy is depressief en sy wil nie meer lewe nie. En ons stel haar aan Jesus Christus voor, en hy tree na vore, en hy vat haar by die hand, en hy lei haar. Daar was een vak waarmee sy so geworstel het. En een oggend stap ek en Nardie by die ingangsportaal van die skool in, en sy hardloop na ons toe, en sy omhels my, en sy sê, Tannie, ek het my vak vandag geslaag, en as julle wat my ken, ek spring saam met haar in die lig, en ons worry nie wie vir ons kyk nie, maar ons gee vir die Here al die eer en al die aanbidding. En so het sy haar graad 12 deurgekom. Dit was soos Nardie sê, ons stap 'n tydjie 'n hele rukkie met hulle, ons moet geduld hê, want die Here het geduld met ons. En sy het haar graad 12 volkome pragtig deurgekom, weer eens hardloop sy na ons toe, spring in die lug, gee die Here al die eer, en sê, Here, U het my gehelp. Ek en Nardie stap so in hierdie jaar, vroeg in die jaar, op pad na Spar toe, en ons hoor net hier agter ons, oom en tannie, raai wie is dit? Dit is sy wat vir ons sê, oom, tannie, die Here het vir my 'n wonderlike werk voorsien. Ek werk by 'n maatskappy, 'n goed gevestigde maatskappy hier in die dorp. En die Here het my geseën. So daardeur wil ek vanoggend vir jou die moed gee, dat jy sal weet, die Here kan jou omstandighede omkeer, en daar is hoop vir jou. Daar is een ander baie hartseer ding wat ek net wil uitlig hier. Wanneer ons pyn en seer het, kan dit veroorsaak dat ons wegdwaal van ons Abba Vader, want ons is vir hom kwaad dikwels. Maar vanoggend weet ek, is die Heilige Gees so teenwoordig hier.
En hy wil vanoggend, as jy jou gaan instel en jou gedagtes op hom gaan net instel, gaan jy sy hand op jou skouer voel. Hoor wat ek vir jou sê. Want ons het dit gesien, ons het nie eers aan kinders geraak nie, dan bedien die Heilige Gees hulle. En vanoggend al is jy siek in jou liggaam, daar waar jy is, stel jouself net in en sê, Here, ek en U praat miskien nie met mekaar nie, maar vanoggend weet ek, U het my nooit gelos nie, en U is hier by my. Ek voel U hand op my skouer. Hoe deel jy heiliglik met die pyn, die seer, die eensaamheid en die verwoesting in jou lewe? Het dit nie miskien tyd geword dat jy moet opstaan teen die pyn van die verlede nie? En toelaat dat die Here se Godgegewe plan en droom vir jou in jou lewe bewaarheid word. Ons is amper klaar. In 2 Samuel lees ons die verhaal van Tamar. Ken julle vir Tamar? Tamar is die dogter van Dawid. Tamar se pyn is sigbaar gemaak in die Bybel. Dit is met 'n doel opgeteken, sodat om mense te waarsku wat 'n verkeerde besluit neem om mense se lewe te verwoes. Net 'n bietjie attent daarop te maak. Hierdie beeldskone prinses se lewe word verwoes deur die verkeerde besluit van 'n halfbroer. Die verkeerde besluit is, hy verkrag haar. Tamar is verwoes en stikkend en het pyn. Sy is verneder. Sy ervaar verwerping. Nadat haar broer haar verkrag het hy haar weggejaag uit sy huis uit. En hierdie mensie hardloop weg met daardie ontsaglike verwerping en vernedering. En die trane is haar kos. Dawid is woedend, haar pa. Maar wat gebeur? Hy doen niks. Hy doen niks. Hy gee geen ag daarop nie. Hy voel niks. Hoeveel Tamars is vanoggend miskien hier in ons midde? Hoeveel Tamars luister vanoggend na ons in hierdie uitsending? Waar gaan ons stikkende mense heen? Waar ontvang hulle 'n woord van bemoediging? Wie droog hulle trane af? Daar is hoop vir jou. Daar is mense wat jou kan help en wat jou wil help en wat deur die Here gebruik wil word. Nou vanoggend, ons het so gebid en ek weet dis hoe die Here dit wil doen. Wil die Here 'n veilige ruimte skep waar sy Heilige Gees jou gaan bedien en gaan genees. En Nardie gaan nou na vore kom. Ek het nou gesê, daardie doringdraad wat ons so om ons hart draai, en ons hart wat so pyn, dit klink vir jou so verskriklik, maar dit is wat jy beleef. Wil die groot geneesheer vanoggend kom, en hy wil so sag met ons werk. Hy wil daardie doringdraad afdraai, en hy wil net met sy genesende hand daardie wonde gesond maak. Jy wat vanoggend siek is in jou liggaam, wil jy nie vanoggend kom? Kom sit, dis hoekom die stoele so de mekaar is. Jy kan net vir jou ou stoeltjie gaan uitkies, en dan gaan die Heilige Gees self jou bedien. En dan... Dankie Lorraine. Annemie, wil jy net daai lied vir ons speel asseblief van Rina Higu, Genadelied. Ons gaan na hierdie lied luister en dan is u welkom om na vore te kom en die sitplek hier in te neem, hier voor waar die stoele so deur mekaar spesifiek so gesit is. En ons gaan vanmôre die Heilige Gees 'n kans gee om jou te bedien.
asseblief Annemie. U kan na vore kom. Ek pleit u bloed oor my, o grote Heer, die eerste majesteit, ek sal u eer. In die wolke kan ek sien